Ons is in Romeine. Ons is in Romeine en ons is in Romeine 7. So blaai gou saam met my na Romeine 7 toe. Romeine 7, dis 'n kort gedeelte wat ons vanoggend gaan doen. Maar dis so 'n gedeelte wat deur die jare en deur die kommentare kan jy hoor, hulle het nogal gestruggle met Romeine 7. Veral die tweede gedeelte wat ons volgende week gaan doen. En julle sal nou volgende week hoor, en dis interessant, net so vinnig oor volgende week, en die Romeine 7 gedeelte, is dat my idee van wat dit beteken het Romeine 7 verander het, die afgelope 2 weke. Soos in heeltemal, Piet, van wat ek gedink het beteken, tot waar ons nou is. En dis amazing hoe Romeine dit doen, hoe die Here dit doen, dat jy 'n teksvers jou hele lewe lank hoor. Ek onthou een van ons, in ons finale jaar, Harry, toe kry hulle al die predikante om met ons te kom praat, en toe het een van hulle, Johan van Skalkwyk, onthou julle vir Dr. Johan van Skalkwyk, wat hier by Linwood River was, het die gesprek gelei, en toe vra hy vir ons hierdie vraag oor Romeine 7. En dis interessant, ek sou 'n ander antwoord gegee het, as ek vandag die kans gehad het. Dit snaaks hoe die Here ook 'n teksvers net weer opnuut oopbreek vir jou. Nou Romeine 7 is Paulus besig om te gesels. Kom ons lees dit gou, dan het ons almal op dieselfde bladsy. Romeine 7 vers 1. Julle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses. So met wie praat hy hierso as hy praat met mense wat op hoogte is van die wet? Met die Jode. Onthou julle, die stryd is tussen, net om weer te recap, Johnny, die stryd is tussen die Joodse Christene en die heidense Christene. En jy kan hoor, die heeltyd deur Romeine speel hy hierdie twee groepe af, want hy wil hê hulle moet verstaan dat hulle een is in Christus, en dat hulle hierdie een wonderlike nuwe volk is van God, maar hier praat hy spesifiek met die Jode. Want jy kan dink, hulle hare het al regop gestaan, met Romeine 6. Eintlik die hele Romeine laat die Jode se hare regop staan. Verstaan jy? Jy kan net dink, ek meen, as jy verstaan hoe Jode oor die wet gevoel het, en oor hulle prestige as die uitverkore volk van God, dan kan jy dink, hierdie ouens was nie happy met Paulus hier nie, en ek dink party van hulle 10 al uitgestap uit die preek uit. Het een van julle al uitgestap uit die preek uit? Nog nooit nie, wonderlik. Ek hoop dit gebeur vandag nie. Julle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor 'n mens solank as wat hy lewe. Die getroude vrou byvoorbeeld is deur die wet aan haar man gebind, solank as hy lewe. As haar man te sterwe kom, is sy onthef van die wet wat haar aan haar man verbind het. 'n ander man se vrou word solank as haar man lewe, sal sy as 'n egbreker beskou word. As haar man gesterf het, is sy egter vry van die wet en is sy nie 'n egbreekster as sy 'n ander man se vrou word nie. Dit is ook die geval van julle, my broers. Deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus het julle gesterwe en staan julle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anders, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daar moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Toe ons nog 'n sondige lewensbestaan gevoer het, was die sondige hartstogte wat deur die wet wakker gemaak is, in elke deel van ons liggame werksaam, en het ons vrugte gedra in diens van die dood. Maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet nie, waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van die wets voorskrifte nie. Tot sover. Anders kan jy vir my daai deur net vashak maak asseblief daar. Dis interessant dat as jy verstaan waaroor gaan die wet is die Torah. Laasweek vra iemand vir my, nou waarvan praat Paulus as hy praat van die wet? En as jy dink in die eerste 5 boeke van die Bybel, die Pentateeg, is dit die wet opgeskryf. Kyk, dis 'n amazing ding, die wet het gegroei van 10 gebooie tot 613 wette. So die hele wet, as Paulus praat oor die wet, moet ons verstaan, dat die fondasie van die wet die 10 gebooie is, wat God vir hulle gegee het op Sinaï berg. Jy moet die Here jou God, en dan sê Jesus ook, hoe kan jy dit opsom? Jy som dit op met 2 gebooie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en jou naaste moet jy lief hê soos jouself. Dit is die wet, opgesom in 2 wette. Maar die probleem is met 'n wet is, dis nou interessant van 'n wet. Die oomblik as jy 'n wet skryf, en wie is die prokureurs hierso vandag? Pierre is nie, Leon is jy prokureur gewees?
Wonderlik. Die interessante ding van die wet is, dat as jy 'n wet begin skryf, moet jy altyd 'n wet skryf vir die wet. En 'n wet vir die wet vir die wet. Want net soos jy dink jy die wet, dan kry iemand 'n loophole op daai wet. En dan moet jy die loophole toemaak. En dan moet jy beskryf hoekom jy sê wat jy nou sê. En dis hoekom hulle later dan met 613 wette gekry het wat gedeel word onder hierdie 3 hoofde. Dis die reinigingswette. Dit wil sê voor God staan, moet jy jouself reinig maak. Wat jy eet, wat jy aangevat het, bepaal jou reiniging. Dan is daar die juridiese wette wat die volk moet gehoorsaam, die wetlike aspek van hoe moet jy hanteer as iemand anders se doodmaak en daai tipe goeders, want dit gaan ook oor dit. En dan het jy die morele wette wat moet gehandhaaf word. Hoe leef ek? En so al hierdie wette 630, soos Paulus praat, en dan het jy nog ook die wet van die besnydenis wat maak dat jy deel word van hierdie wetgewing, van hierdie volk onder hierdie wetgewing. En dis die besnydenis. En so Paulus praat oor die Torah, en dan sê hy, nee, ons is nie meer onder die wet nie. Onthou julle uit in Romeine 6 hierdie volgende woorde gesê, julle is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Daar verloor jy al die Jode. Luister boekies. Ons voorvader Moses het nie vir ons, dit het letterlik uit God se hand uitgekom hierdie wet. Hoe kan jy dan vir ons sê, ons leef nie meer onder die wet, ons leef onder genade, as God self hierdie wet dan vir ons gegee het? En dit is interessant, as jy, hulle sou om 10 keer verwys na Psalm 119, waar Psalm 119 sê, hoe wonderlik is die wet, skryf Dawid in Psalm 119. Hoe wonderlik is die wet, dis soos heuning op my tong. Ek verlang daarna om die wet te onderhou. Die wet is goed, die wet is wonderlik. En hulle sou titien vir Jesus gewys het. Dit is interessant wat Jesus sê in Matteus 5 vers 18 tot 20 het ons hom op die bord daar. Luister wat sê Jesus oor die wet. En dit maak dit nog moeiliker. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of lettergreepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, volgende, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhoud as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemel ingaan nie. Dis 'n tawwe ene. Is Jesus en Paulus in stryd met mekaar hier? Hoe klink dit vir julle? Wie sê ja? Klink asof hulle in 'n stryd met mekaar is. Wat is Jesus se bedoeling met hierdie hele gedeelte? Hy wys eintlik vir hulle, vir die fariseërs, dat hulle wetsgehoorsaamheid eintlik die oppervlakkige deel van die wet is. Want wat Jesus sê is, geen streepie en titel sal van die wet af weggeneem word, voor dit vervul word nie. Wie is die vervulling van die wet? Christus Jesus. Wie is die enigste een wat die wet kon onderhou? Jesus Christus. Maar hier is nou die probleem. As dit so is almal onregverdig voor God, dan is Deuteronomium 28 waar, as jy Deuteronomium 28 lees, dat die wat onder die wet is, ook onder die vloek van die wet staan, want as jy die wet verbreek, op een van die dele van die wet verbreek, dan jy die hele wet verbreek, en dan is jy onder oordeel van God. En so wat Jesus sê, die fariseërs dink hulle hou die wet, maar eintlik is dit 'n oppervlakkige onderhouding van wat mense kan sien, maar die hart van die wet het hulle verloor. En ons gaan nou kyk wat dit beteken. Hulle is nie in stryd met mekaar nie, maar die een Paulus is besig om te sê presies wat Jesus hier gesê het. Hy begin deur te sê, hy gebruik die voorbeeld om te sê hoe werk die wet. Dit is interessant, as hy praat oor hoe werk die wet, dan begin hy met die huwelik. Hy sê, die getroude vrou byvoorbeeld is deur die wet aan haar man gebind solank as wat hy lewe. As haar 'n man te sterwe kom, is sy onthef van die wet wat aan haar man verbind word. Wat is hier, Paulus gebruik, en baie kommentaare sê, Paulus raak 'n bietjie deur mekaar met sy metafore, want hy begin met die wet, en dan sê hy, okay, as jy doodgaan, as jou man doodgaan, is jy vry. Wat 'n vrou sê amen op dit? Moedersdag, sal dit nie wonderlik wees as jy die eendag doodgaan, ek kan 'n nuwe man kies nie. Sies jy is nie so nie, jy het die beste gekry, wonderlik.
Interessant dat hy die wet so maak. Hy sê in Romeine 16, julle is saam met Christus gesterwe. Dit wil sê die wet is vir julle dood, want julle het saam met die een wat die wet is en die wet onderhou het, saam met hom gesterf en opgestaan in 'n nuwe lewe. En soos 'n vrou wat onder die wet is, solank haar man nog lewe, het julle man gesterf en julle staan op saam met hom in 'n nuwe lewe. Julle is nie meer onder die wet nie. Julle is nie meer onder die wet nie, maar nou onder genade. Julle is nou onder Christus. Die dood verklaar die wet nietig. Die dood verklaar die wet nietig. As sy met 'n ander man se trou terwyl haar man leef, dan wat is sy? Sy's 'n egbreker. Sy het die wet gebreek. As die man nog geleef het, as Christus nie opgestaan het nie, is ons almal onder die wet en is ons almal skuldig vanoggend. Romeine 1-6. As jy onder die wet is jy skuldig vanoggend. Maar Christus het gesterf. En hy is die bruidegom. En jy het 'n nuwe man gekry. Ons het 'n nuwe bruidegom. Ek wil vanoggend 'n bietjie gesels met julle oor Paulus se tweede ene. En hoor wat sê hy hierso die volgende. Hy sê eers gebruik hy dit as 'n voorbeeld hoe dit is dat 'n vrou wat onder die man is wat nog lewend is en dan egbreek pleeg onder die wet is. En dan sê hy vers 4. Dit is ook die geval met julle my broers. Deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus het julle gesterwe en staan julle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anderste, aan hom wat uit die dood opgewek word. Julle behoort nou aan iemand anderste. Die Griekse woord is een woord daar. Julle behoort aan iemand anderste. Die woord wat gebruik word is iemand wat in 'n gehuwelik staan met iemand anderste nou. So hy is besig met twee metafore. Aan die eerste kant sê hy, alright, julle is die wet beteken dat as die vrou getroud is nog met 'n man en hy is nog lewend en jy pleeg egbreek, het jy die wet gebreek en jy's onder oordeel. En dan draai dit om en dan sê hy, okay, nee, maar die man is nou gesterf. En nou is julle in huwelik met 'n nuwe man. So hy het twee metafore hier. En ek wil vanoggend 'n bietjie stil staan en 'n bietjie saam met julle kyk na die twee huwelike waarin ons staan. Ek wil vir 'n oomblik gou en hier's 'n wonderlike Moedersdag preek. Daar's twee huwelike. Kan iemand vir my sê hoekom het jy met jou man getrou? Enige vrou, hoekom het jy met jou man getrou? Vir liefde. Net vir liefde, wat beteken dit? As jy verlief, Nadia, ek gaan nie jou vra nie, want jy lag al klaar en jy sê raak bekommerd. Hoekom het jy met jou man getrou? Enige vrou, kom. Jy moet skerm, stel. Drop dead beautiful. Hy het geld. Wie het gesê, Tannie Paula, hy het geld gehad. Ja, okay. Hier is 'n paar redes vir troues. Carmi, hoekom? Jy met Oscar getrou. Hy's 'n great ou, nee. Hy's 'n great ou. Hier's die ding. Daar's twee huwelike vanoggend hierso wat Paulus wil uitlig. Die huwelik met die wet en die huwelik met die bruidegom. Die huwelik met die wet is 'n terrible huwelik. Ek weet nie of julle manne van die wet is nie. Maar die huwelik met 'n man met die wet, wat die wet ophou, is 'n terrible huwelik. Wie van julle het 'n voorhuwelikse kontrak opgegaan toe julle getrou het? Almal het, nee. Binne gemeenskap of buite gemeenskap? Wat is dit? Of as gevolg van, ja, nee, hier nou weer. Ek dink ons moet hierdie gemeente verlaat. Vandag is onmiddellik. Ja, asseblief. Hier is die amazing ding, as jy met 'n huwelik van die wet getroud is, dan is die voorhuwelikse kontrak een van die belangrikste dele wat jy kan hou. Want die voorhuwelikse kontrak gee terms and conditions vir die huwelik, is dit nie so nie? So as jy hierdie huwelik volgens hierdie kontrak hanteer, dan het dit 'n goeie gevolge. As jy nie daar volgens is nie, is daar slegte gevolge vir jou. Imagine jy trou met so 'n ou wat by jou kom en sê, alright, kom ons kry 'n gefyn behalwe vir die binne en buite gemeenskap van goedere. Ek het 'n paar reëls vir jou. As jy met my getroud is, elke oggend koffie in die bed asseblief. Kombuis altyd skoon.
lekker kos, asseblief. Verstaan jy? En jy kry hierdie wette en hy sê vir jou, alright, hier is jou wette, solank jy hierdie wette onderhou, gaan ons 'n great huwelik hê. Iemand in vir so 'n huwelik. Miskien is jy in so 'n huwelik. Dis aan die ander kant, verstaan jy? Dis die hartseerde. Hierdie huwelik is kontraktueel. Jy sal hierdie nakom en is gebou op vrees, want hier is die ding van so 'n huwelik. As jy nie doen wat hierdie bruidegom vir jou sê nie, of hierdie man vir jou sê nie, dan is jy altyd, wonder jy, gaan ek in of uit wees? Wat se by gaan hy wees as hy hier kom, en ek het nie presies gedoen, want hier is die ding van so ou, jy weet, hy wys altyd vir jou die kleinste goeders in jou, jy weet, jy het nou weer nie dit vanoggend gedoen nie, nee. Hoekom het jy dit nie gedoen nie? Kyk hoe lyk hierdie kinders. Kyk hoe lyk die vloer. Enigiemand, moenie jou hand nou opsteek nie. Dink dit net, Victor. Wie van julle is so getroud met die man? Hy het so 'n lysie amper vir jou, wat hy vir jou gee. Hier's vir jou lysie, tik dit af. Dis 'n terrible huwelik, want dis die hele tyd die vrees. Wie van julle leef in vrees die hele tyd in jou huwelik? Want jy dink met jouself, ek wonder in wat se by hy nou gaan inkom, verstaan jy? Want hy gaan iets fout vind. Want die ding is van die wet is, jy gaan iewers fout maak. Dis die probleem met so 'n huwelik. Dis 'n terrible huwelik, want dit breek jou absoluut af. Ek het natuurlik 'n teorie oor die hele beweging van feminisme. Ek het 'n idee dat feminisme, en ek het dit ge-AI hierdie week, interessant dat al die top feministe oor die laaste eeu nie 'n baie goeie verhouding gehad het met hulle paas nie, want hulle terrible paas gehad. Jy sien die uitvloeisel, die vrug van so 'n huwelik is altyd opstand. Given enough time, maak jy kinders groot van rebellie. Want jou pa is hierdie ongenaakbare wettiese persoon, wat elke keer reg en verkeerd vir jou wys, en elke keer jy kan nooit dit maak nie. Jy kan dit nooit maak, miskien van julle het so 'n pa gehad. You just don't make it. Jy's altyd onder condemnation, jy's altyd onder veroordeling. Ek sê jou skei en jou los. Battered woman syndroom. Ek dink baie mense in die kerk het 'n battered woman syndroom op hierdie stadium. Hulle is die hele tyd besig om te dink, okay, Sondag, wat het ek nou fout gedoen? Alright, Fred gaan nou weer preek, verstaan jy, dan gaan ek hier baie skuldig voel. Verstaan jy, miskien voel jy al klaar so, terwyl ek hier praat oor die huwelik en jy dink myself, ja, slaan ons nou maar. Julle dominee, jy het ons al geslaan vanoggend. Dis mense onder die wet. Hulle wag vir die volgende hou wat val. Die huwelik van die wet bring geen vrug voort nie, kan nie vrug voortbring nie. Kan die goeie, hy's impotent, sê Paulus in hierdie gedeelte. Die huwelik van die wet, die huwelik waar daar wettisisme is, die huwelik waar jy die hele tyd, dit is interessant, hoekom sê ek ons is altyd battered woman syndroom, want die mens hou van die wet. Dis die interessante ding. Mense hou eintlik van die wet. Hulle weet, interessant, Adam en Eva, wat kies hulle? In die boom. Wat se boom kies hulle? Die kennis van goed en kwaad. Wat is daai boom? Die boom van die wet. Maar jy sien dan dink, waar voel hulle so God? Want hulle kan dit onderskei wat goed en sleg is. En hulle weet wat goed en sleg is. Verstaan jy, dis lekker, verstaan jy, jy het min of meer 'n raamwerk en jy gaan alles probeer en jy weet, as jy nou pak kry, dan kry jy nou pak, dan voel jy nou beter. Verstaan jy, jy het nou, jy gaan weer probeer volgende week. Dis 'n huwelik van vrees en dis 'n huwelik sonder vrugte. Jy kan nie die Gees se vrugte dra. Paulus se punt is, daar is geen vrug op so 'n lewe nie. Daar's nie liefde nie, daar's nie vrede nie, daar's nie vriendelikheid nie, daar's nie goedhartigheid nie, nie getrouheid nie, nie selfbeheersing nie, niks uit so 'n huwelik nie. Dis dood. Gaan volgende week kyk hoe hy dit beskryf. Maar dit is nie dood. Dan is daar 'n ander huwelik. Daar's 'n huwelik met die bruidegom van liefde. Sy liefde het my oorweldig. Daar's 'n bruidegom wat die wet onderhou het.
maar wat ten spyte van ons tekortkominge vir ons gesterf het, en hy is die bruidegom van liefde, want hy het vir ons gesterf, omdat ons nie dit kon hou nie. En hier is die amazing ding, daar word vertel, miskien het ek al hierdie ene vertel, maar vir julle wat nou niet is, en julle is die eerste keer hier, gaan ek weer vertel, hulle vertel van journalist, wat by 'n stam uitkom hier in Afrika, en die stam het, wat noem jy as jy moet betaal vir 'n vrou? Lebola. Jy betaal vir Lebola, en is interessant, jy weet, en hy doen 'n ondersoek by een van die stamme, en hy gaan sit by die chief, en hy sê, jy weet, hoe werk die Lebola storie? En hy sê, nee, by ons is, jy weet, is 'n arm stam, as jy nou 'n meisie trou, en sy is nou op van hoog stand, of wat ook al, dan betaal jy so 2 vir haar, verstaan jy, en as hy nou minder, jy weet, klas is, dan kan jy 1 bees betaal. Hy sê, dit is interessant, en hy woon so huwelik by, en op 'n stadium sê die chief hom, maar jy moet, daar is 'n ou wat hier buitekant die village bly, op die berg, en dit is seker die simpelste ou in hierdie village. Jy sal nie glo nie, hy het vir die absoluutste, terribleste vrou in hierdie, sy is lelik, sy is ugly, sy is nie uit 'n goeie huisgesin nie, het hierdie man 8 koeie betaal, kan jy dit glo, 8 koeie, hy sê, ja, ek sal graag hierdie ou wil ontmoet. En hy loop toe na hierdie ou op die berg in afsondering, en hy stap aan, en hy klop by die deur, en hier maak 'n vrou oop, maar dit is die mooiste vrou van, wat hy nog gesien het, van al die villagers, die mooiste vrou. En hy sê, luister, ek dink ek is vir die verkeerde plek, ek soek so en so, wat met hierdie vrou, hy sê, ja, is ek, sy smaal, sy sê, kom binne, my man is hier binne, en hy sê, hy gaan sit so, en toe hy gaan sit, en hy sê, ek wil met jou praat oor jou vrou, en die ou smaal toe. Hy sê, jy het gehoor by die villagers, wat ek betaal het vir haar. Hy sê, ja. Hy sê, maar hulle is heeltemal verkeerd, want sy is verskriklik mooi. Hy sê toe vir die journalist, if you want the 8-cow woman, you got to pay 8 cows for her. If you want an 8-cow woman, you've got to pay 8 cows for her. Christus het sy lewe gegee, vir mense wat dit nie verdien nie. En sy liefde verander ons. Om te wees wat ons nog nooit gedink het, ons kan wees nie. Hier is die amazing ding. Hy vra nooit iets wat hy nie self gedoen het nie. Hy is nie demanding nie. Hy is nie vyfvinderig nie. Sy geduld is oorweldigend. Hy sê, as Paulus praat oor die liefde in 1 Korintiërs 13, dan praat hy eintlik oor Christus. Die liefde is geduldig. Die liefde is geduldig, van wie praat hy daar? Jesus, long suffering. Hy is nie foutvinderig nie, hy is nie puntenerig nie, hy probeer nie nee, as daar vuil is, stel hy op. As jou voete vuil is, was hy. Dis wie hy is, dis die bruidegom wie hy is. Hy is die een wat doen wat jy nie kan doen nie, en hy is die een wat skoon maak wat jy vuil gemaak het. En hy is die een wat in Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee, my bruid, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek weet, jy is moeg, en jy maak het nie, en jy voel jy maak het elke keer nie, maar kom na my toe. Neem my las op jou, en my juk op jou, want dit is sag, en dit is lig. Dit is 'n bruidegom. Dit is 'n bruidegom, wat kom dien het. Hy werk nie deur vrees en manipulering nie. Dit is 'n interessante ding. Jy weet, as jy sy kind is, dan besef jy, hy werk nie met vrees en manipulering nie. Alhoewel hy straf, partykeer, Hebreërs 13 is baie duidelik daaroor, dat hy straf, maar hy straf ons met die oog op die toekoms. Maar hy is nie manipulerend nie. Hy manipuleer jou nie om goeders te doen nie. Hy vra van jou iets. Hy vra van jou iets, verseker, maar hy manipuleer jou nie om dit te doen, deur jy skuldig voel elke liewe keer, en dan dink jy by jouself, okay, ek gaan dit maar doen, want my pa laat my skuldig voel nie. Want hier is die ding wat hy doen is, hy laat jou baie keer nee sê, en hy sal jou nie oorweldig nie. Hy werk nie met vrees nie, hy werk met liefde. As jy sy kind is, as jy nie sy kind is nie, is al wat oorbly is onder die wet, en dan is daar net vrees in elk geval. As jou liefde vervlou, haal hy nie die kontrak uit nie.
As sy liefde vervlou, haal hy nie die kontrak uit nie. Dit is 'n interessante ding vir my, as ek dink by myself, dit sal nooit 'n goeie huwelik wees nie, as jy elke keer jou vrou herinner aan die kontrak wat sy geteken het. Elke keer as jy dink sy's nie so lief vir jou soos wat jy in die begin sy was nie, dan haal jy die kontrak uit en sê, luister, jy het hier geteken. Ek kom uit ek praat nou die week met my broer, interessant oor hierdie preek, ons broers het so 'n teologiese groepie en dan WhatsApp as mekaar en gesels 'n bietjie oor hierdie goeters en almal van hulle het hulle gemeentes, een in Appington en een in Sint-Etienne, een broer in Appington bel my en ons praat so oor hierdie ding en hy sê vir my, Fred, wat dink jy moes, ek kom uit 'n tradisie uit wat hulle elke Sondag die wet gelees het. Onthou julle, wie van julle kom uit, elke Sondag lees jy die wet. Exodus 20 of Matteus, jy weet waar jy die kort opsomming het en dan sê hulle, alright, wie voel sleg? Okay, bely nou jou sondes. Belydenis van sondes is 'n wonderlike ding. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Dis 'n wonderlike ding. Maar hier is die ding. Elke Sondag word die wet opgehou. Wat moet opgehou word? Kom na my toe gaan, ons is verby hom. Wat moet opgehou word? Ek dink ek het 'n paar verse hier gemis. Gaan nog aan. Is hy? Daar's hy. Terug. Daar's hy. Elke Sondag moet die kruis opgehou word. Waar die bruidegom in sy liefde gesterf het vir my en vir jou. En sê ek sal alles betaal. En jy kan leef uit daai liefde uit. Want die liefde verander my. Elke Sondag moet sy hande en sy voete en die kruis gewys word. En dan sê Paulus die volgende. Is interessant, die vertaling hier is verskriklike slegte vertaling. Sorry as ek dit moet sê. Hy sê die volgende in vers 4. Julle behoort nou aan iemand anderste, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Dit is nie wat die Griek sê nie. En jy kan jou ESV en jou NIV kyk en al die ander goeders, hulle vertaal dit anders. Wie wat vertaal hulle? Nou kan ons 'n nuwe lewe leef. Nie daarom moet ons 'n lewe leef nie. Daarom kan ons nou die vrug dra wat ons moet dra. Hoor julle die verskil? Want die een sê, alright, die Here het nou gesterf, nou moet jy begin werk. Die ander een sê, nee, omdat Christus gesterf het, kan julle leef wat julle moet leef. Want sy liefde oorrompel jou. En uit dit vloei vrug. Hierdie nuwe bruidegom laat vrug voortbring. Want as jy hom lief het, as hy jou lief het, en as jy sy liefde verstaan, wat vloei uit? Die vrug van die liefde. Meeste mense wat in opstand is teenoor God, dink is opstand teenoor die eerste huwelik, nie die tweede huwelik nie. Meeste mense is kwaad vir die kerk, want hulle leef nog uit die idee van die eerste huwelik, die huwelik van die wet, en nie die huwelik van die liefde nie. Hulle sien God nog steeds as hulle pa, wat vir hulle gesê het wat om te doen en nie moet doen nie, en hulle is in rebellie teenoor daai, nie as hulle die ene ontmoet het, wat vir hulle gesterf het, en wat die prys betaal het, daai liefde oorrompel jou, daai genade oorrompel jou, en jy sal nooit weer dieselfde wees. Die vrouens kan ek vir julle vra op hierdie vrouedag, as jou man jou lief het, en sy lewe vir jou gee, sal jy hom lief hê? Hoef hy 'n lysie vir jou te gee? Nee, want jy doen meer as die fariseërs wat onder die wet is. Dis die verskil. Hoor jy Jesus se woorde? As julle regverdigheid nie meer as die fariseërs en die sadduseërs nie, sal julle die koninkryk van God nie sien nie. Want wie die huwelik van die wet bring minder voort as die huwelik van die liefde. Wat die huwelik van die liefde doen is, dit bring vrug voort wat dieper gaan as die wet. As jou man daar is, dan doen jy alles wat reg is. As hy weggaan, dan sê jy, goodness gracious, nou kan ek doen wat ek wil. Dis die wet.
Maar die wet van die liefde sê, as my man nie daar is, I'll do it, want hy is in my teenwoordigheid in die eerste plek, maar ek sal dit doen, want hy het alles gedoen vir my. Hy het sy lewe gegee vir my. Ons word verander deur die aangesig van Christus. Daarom elke Sondag, en ek wil nie sê, ons kinders doen nou die wet daar binne, maar ons moet verstaan dat die wet nie, Paulus sal dit volgende week ook sê, die wet is nie nou eers skielik weg nie, Louis. Sien wat gebeur het nie. Is die 10 gebooie nog steeds belangrik? Dink julle ons moet nou moord pleeg? Okay, enigiemand wat dit dink as hy uitstap, dis nie die boodskap nie, alright. Dis nie die boodskap nie. Jy het iewers my gemis, kom sien my na die tyd. Nee, wat dit sê is as ek iemand liefhet en iemand het my so lief gehad, dan leef sy liefde nou in my en dan word die volkome wet onderhou omdat Christus in my is, die hoop van heerlikheid. Die bruidegom van liefde. Daarom, blaai saam met my na 2 Korintiërs. 2 Korintiërs 3 vers 1 tot 11, 18. Ek gaan die hele gedeelte met julle deurgaan. Hoor wat sê Paulus hierso. Julle moet nou mooi luister, julle gaan nou afdwaal halfpad, moenie afdwaal nie, die beste kom in die einde. Alright, beste kom in die einde. Begin ons weer onsself aanprys, of het ons miskien soos party ander mense aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig. Julle self is ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. Dit is toch duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink, asof dit uit onsself uitkom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het, om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees. Die letter maak dood, die gees maak lewend. Die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter, dat die Israeliete na hom kon bly kyk. Waarna verwys Paulus nou vinnig hierso? Hy verwys na die deel waar Paulus uit die berg uitkom, sy gesig straal so, want hy was in die teenwoordigheid van God, dat hy 'n sluier oor sy gesig moes wees. En in 'n sekere sin, iemand wat die wet gehoorsaam op grond van die wet lyk goed vir ons. As ek weer hoor, die moslems doen naam wonderlike goeders. Nee, daai sluier is 'n tydelike sluier. Dit lyk net goed terwyl jy voor die ou is. So daar is 'n skyn daarvan. Maar hoor wat sê Paulus. As die bediening wat tot die dood lei met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied dan nie wees nie. Die bediening waardeur die mense veroordeel word, het met heerlikheid gekom. Maar die bediening waardeur die mense vrygespreek word, oortref dit verre weg in heerlikheid. Ons kan sê dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie. As wat aan die verbygaan van die heerlikheid gestraal het, veel meer nog as sal die blywende van die heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Moses wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was. Hulle verstand was ook toe en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees. Maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die skrif, elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. Die Here beteken die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Ons almal weer speel, hoor nou hierdie woorde, hier moet julle nou bykom weer. Ons almal weer speel, die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander. Hoe word ons verander? Hoe dra ons vig? Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here, wat die Gees is. Dit doen die Here. Ons word van heerlikheid tot heerlikheid verander in die aangesig van Christus Jesus. Wie kom lyk jy nog dieselfde soos jy 20 jaar terug gekry het? You don't look at the right places. Jy kyk in die regte gesigte vas nie. Want as jy die beeld van Christus aan die kruis sien hang, word jy verander van heerlikheid tot heerlikheid. Dit is wat die Gees doen.
Ek wens vanoggend 'n bietjie taaf week gehad. Ek wens ek kan julle liewer maak vir die Here Jesus. Ek wens dat julle sy liefde sal ervaar op 'n wonderlike manier weer opnuut. Vanoggend as jy uitstap, wil ek nie hê jy moet voel, mag dit nooit weer wees, dat Kruispad uitstap uit 'n boodskap uit, en dink by homself, ek gaan nou regtig probeer hierdie keer, Here. Mag julle uitstap uit elke preek wat hier gepreek word, en sê, Here Jesus, dankie vir die Gees, wat in my die vrug voortbring. Ek wil in die aangesig en kyk. Gou dit vir julle lees, en hiermee sluit ek af. Paulus skryf in 2 Korintiërs 11, vers 1, nou wil ek hê, julle moet 'n bietjie dwaasheid van my kant verdra. Ek wil vir Kruispad vra, verdra 'n bietjie dwaasheid van Fred Lou in hierdie oomblikke ook. Ja, verdra my maar. Ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom. Want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het, as sy bruid, en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring, die man is Christus. Maar ek is bang dat julle gedagte weggelei sal word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus, net soos Eva verlei is deur die lustigheid van die slang. Ek sê dit omdat julle so maklik daarmee genoeg neem, as iemand ander Jesus kan kom verkondig, as wat ons verkondig het. En julle neem net so maklik 'n ander gees en 'n ander evangelie aan, as die wat julle van ons ontvang het. Ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie, wat ek aan een man toegesê het as bruid, wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus. Here Jesus, maak Kruispad liewer vir U. Mag ons die kruis elke dag voor ons oë hê. Nie die wet nie, maar die een wat die wet vervul het. Verander ons daagliks in die gesig van Jesus Christus. Om vrug te dra omdat ons in hom bly en hy in ons. Amen.